Is hy aan? Is hy af? O, okay. Is hy nou aan? Kan julle nou hoor? Okay, dis wonderlik. Nee, ek het nou nogal, ek hou daarvan as die mans en die dames so apart sing, dis so mooi, die kontras tussen die stemme, maar as ek so kyk na ons opkoms vanoggend, gaan dit nou nie vandag werk nie. Ek dink ons sing maar almal hartlik saam, hoor. Die koue het nou nogal sy hap uit die gemeente uit vanoggend. Jy moet maar nader kyk van mekaar, nee. Mens so 'n bietjie kan warm word. So baie welkom in die huis van die Here vanoggend. En die wat sê dis nie koud nie, julle kan oor ander dinge ook jok, nee. Kom ons begin die lofsang. En baie welkom aan almal en ook aan die mense van Herberg gaan sien as hulle hier is. Onthou die selfone af asseblief. Ons eerste enetjie is lied 214, strofes 1 tot 3. Here, ons sal U loof. En ons sing sommer almal hartlik saam. Is lied 203, strofes 3 en 4, loof die Here al wat lewe. Kom ons sing almal lekker saam. Thank you.
volgende lied, lied 205, strofes 2 en 3, bring lof aan die Vader. Is 'n spesiale lied wat iemand gevra het vir Henny. Asseblief, sy gaan blijkbaar weer terug Dubai toe. Sy wil nie teruggaan voor ons die oorwinningslied gesing het nie. Nou hoop ek sy is vandag hier. So hier kom ons sing die oorwinningslied. Dis dan baie spesiaal. En ek sê vir die kerkraad net, ons sing almal alles, ons is te min, hoor. Vlam 34, strofes 1 en 2, daarom.
bietjie warm gesing. Ons laaste lied is lied 532, strofes 1 en 3. Ons Vader neem ons hande. Dis vir my 'n verskriklike mooi lied vir 'n gemeente. Hy sê so wat ek dink die Here wil hê ons moet wees. Ek hoef nie te sê welkom vir die nuwe dominee nie, die ouer dominee gaan dit doen. Goeiemôre. Hartlik welkom in die erediens vanoggend. Jy kan sien ek is inderdaad nie alleen op die kansel, dit voel nogals goed. Ek voel nie so alleen nie. Maar ek gaan later vir u 'n bietjie meer vertel van Dominee Rudiger wat hier agter my sit. Ek is gevra om eers die afkondigings te hanteer en dan die sjokolades en dan die kersse en dan gaan ek oorgee aan Dominee Rudiger wat ek later aan u sal bekendstel. Ek wil net eers saam die afkondigings deurgaan voordat ek dit gaan doen. Die belangrike afkondiging wat die kerkraad vir my gegee het om deur te gee aan u is 'n verband met die galjoenkompetisie. Dis mos die visvangkompetisie wat die 26ste September plaasvind. Daar is die gedeelte op uw skerm, die afkondiging. Maar Rian Boysen het vir my gevra, ek moet tog vir u die volgende noem, dat daar 4 kinderspanne is wat gaan deelneem. En hulle moet geborg raak. So as u asseblief u weg oop sien om te help met die kinders. Ek gaan nou nie bedrag noem, ek kan vir hom kontak. Jy weet wie's Rian, hè? Daar sit hy hier links van my. So Rian sê as u graag wil help, kontak net vir hom. Sy nommer is nou daar, sal u dit onthou. As jy nie onthou nie, vra maar die kerkkantoor. En op ons gemeenteblaadjie, ek weet jou naam staan mos daarop ook. Bel hom net, dan sê u as u belangstel om te help om 'n borg te wees. Dan die volgende belangrike afkondiging ook vir kennisname is dat dit môre mos 'n vakansiedag is. Maar mag ons tog net onthou dis Vrouedag. En op die ek weet nie of dit op die skerm gaan verskyn nie. Elise is dit op nie. Want dan gaan ek dit vir ons lees. Dis Vrouedag en Alanda gee altyd vir ons mooi geskrewe inligting oor al die verskillende dae in die jaar en ek wil tog vir u lees wat hier geskrywe staan rakende Vrouedag. Vrouedag is 'n spesiale dag in ons land en dit is 'n wonderlike kans om jong harte te vorm in hoe ons vroue eer en waardeer op 'n manier wat eer aan God bring. Vrouedag is nie maar net 'n vakansiedag nie. Dis 'n dag waarop ons terugdink aan 1956 toe meer as 20.000 vroue in Pretoria gaan optree teen die paswette. Paswette het mense wat as 'n ander kleur as wit geklassifiseer was, se bewegings beperk en so mense se vryheid ingeperk het. Hierdie vroue het na die Uniegebou in Pretoria gestap en 'n petisie met oor die 100.000 handtekeninge aan die eerste minister oorhandig. Dit was nie sommer net 'n optog nie. Dit was 'n dapper en kragtige aksie teen die onreg van apartheid. Die vroue het gesing,
Wadint abavasi wahint imkondo. As jy 'n vrou slaan, slaan jy 'n rots. Wat die mense herinner het aan hoe sterk vroue is. En vroue wat saam getuig het, ons gaan nêrens heen nie, al behandel die wêreld ons sleg. Maak vir ons plek, want ons hoort hier en ons maak 'n verskil. Hierdie vroue het opgestaan vir geregtigheid, vir hulle gesinne, vir hulle gemeenskappe, en dit vat guts. As kerk moet ons vroue se plek en stem ook vier, gebruik en na luister, want God doen dit. In die Bybel sien ons vroue soos Deborah, Esther, Maria en Lydia. Elkeen het 'n verskil gemaak. Vroue is nie minder werd nie. Hulle is mededraers van God se beeld. Net vir ons om te onthou môre, as ons lekker afdag het, kom ons bly bid, ook op Vrouedag, vir die vrouens in hierdie land. Wat ek nou gaan doen is ek gaan vir Dominee Rudiger aan ons bekendstel, dan gaan ek die chocolates deel doen en dan die kerse gedagte. En dan is hy alleen op die kansel. So dis vir my 'n voorreg om vir Dominee Rudiger van Huisteen by ons welkom te heet. Hy is heelwat jonger as ek, jy sou dit oplet. Baie interessant. Rudiger en my middelste kind is min of meer ewe oud. Sien. So dis lekker om so 'n jong man op die kansel welkom te heet. Na 'n baie lang tyd het die kerkeraad, ek meen dis ek wil amper sê amper 30 jaar. Kom dit eintlik al aan van die jeug en die gesinne en hoe wil ons in hierdie gemeente die gesinne en die jeug bereik? En die afgelope tyd het ons toenemend daaroor besin en dit het toe so gebeur dat ons vir Dominee Rudiger beroep het. Hy was verlede naweek, vir diegene van u wat nie was nie, is hy bevestig. Die Saterdag en Sondag was sy preek gewees in die saal, sy intree preek, en hy gaan op by al die punte preek. Vandag is dit sy beurt hier in die kerk. En baie welkom weer eens in ons gemeente. Ek weet jy begin al tuis voel, jy begin die see lug inasem en die omgewing geniet. En mag jy ook vandag ervaar, dis 'n warm ruimte. Dis mense wat omgee, jy kan ontspan en ons sien uit daarna om die woord van die Here te hoor. Mag die Here jou seën in vandag se woord en dit wat hy sy plan vir jou van die res van jou bediening hier. Baie welkom. So ek gaan gou die chocolates doen. Ek gaan sommer vir jou begin met jou chocolate. Ek het al 2 gevat, maar ek sal nog een vat. Jy's welkom. Goed, kom ek begin al by u wat verjaarsdae vier in die tyd. Hardes baie geluk. Ek gaan nie vir haar die hoeveelste nie, maar geniet dit. Nog verjaarsdae in die tyd. Ek kan nou nie bo sien nie, is daar bo iemand met 'n mandjie as daar mense is? Is daar iemand? Wonderlik. Dankie Daniel. Huweliksherdenkings? Niemand nie? Doopdatums wat julle kan onthou die dag van julle doop? Ek weet dis lank terug. Niemand nie. Goed, dan wil ek graag vir mense wat besoekers is, of wel dankie as hier was, miskien omdat hulle elders bly. Baie welkom. Nog iemand? Wat sê? Ek kan nog kategorieë dink, maar ek gaan nie almal van hulle vandag noem nie. Byvoorbeeld bo 60s, bo 70s. Dit bring my by die kerse. Ek gaan slank hierdie ene aanstek vir die eredienskers. Het ek iets gemis daarbo nog? Wil jy deel nog uit? Okay. Die eredienskers wil ek graag aansteek, maar hy wil nie lekker brand nie. Dan wil ek vandag ook vir ons gesinne, ons ma's en pa's en hulle kinders, wil ek graag 'n kers aansteek. En al hierdie kerse herinner ons om voorbidding te doen. Vir al hierdie kerse wat hier voorbrand, hier brand reeds een, iemand het dit seker aangesteek vir iemand aan wie daardie mens gedink het, vir sy gesinne. Ek wil ook graag vir Dominee Rudiger vandag 'n kers aansteek.
Ek weet hoe dit voel om jonk by 'n plek aan te kom en dis 'n vreemde wêreld. Vreemde mense, vreemde name, vreemde gesigte wat jy moet leer ken en jy weet nie hoe lyk môre in jou werkspasie waaraan jy instap nie. So ek wil vra dat ons nooit sal ophou om ook vir hom te bid nie, vir hom en hy's verloof. Ek het dit nie genoem nie, Michelle, sy verloofde. Hulle gaan in November maand trou hulle. So dan is hy nie meer so alleen soos nou hier in die gemeente nie. Maar ons bid vir hom, ons bid vir hulle en mag die Here se seën altyd op sy bediening rus. En ons altyd ook met mekaar sal herinner, ons staan met ons gebede om mekaar. Ek wil ook graag 'n kers aansteek vir ons ouer mense. Die bejaardes in ons gemeente. Vra dat ons ook voortdurend aan hulle sal dink, vir hulle sal bid en vir hulle aan die Here sal opdra. En die heel laaste kers wil ek graag aansteek vir al die siekes op ons siekelys, mense wat by die huis siek is. Ons dra ook vir al hierdie mense dra ons aan die Here op. Dis Ina de Villiers en Fred Konradi van Franskraal, maar daar's nog mense wat siek is. Maar in almal wat u ken, vir wie u graag wil bid, hierdie kers herinner ons daaraan. Dan Rudiker, gee ek vir jou die mikrofoontjie. Goeiemôre van my kant af. Dit is lekker om nou uiteindelik hier te wees en ek wil begin deur te vra dat die kerkraad my asseblief nie ondertug in plaas nie. Ek ry fiets, julle het my dalk al gesien fietsry en ek ry ook kerk toe fiets en ek het gesien hier buitekant is daar 'n bord wat sê geen fietsry op die kerk se perseel nie. So asseblief, ek wil nie in my eerste week hier ondertug nou geplaas word nie. Dis vir my lekker om nie net in Gansbaai te wees nie, maar ook om hier te wees. Om hier in die kerkgebou te kan preek, om hier saam met julle te reis. Ek gaan saam met julle reis op die pad wat die Here ons opsit en die pad wat hy saam met ons loop. As julle my beter leer ken, soos wat ek hoop ons mekaar kan leer ken, gaan julle dit agterkom dat ek baie praat oor die geloofsreis wat ons op is. Die pad wat ons op is, die mense wat ons ontmoet, die tekste wat ons lees, die gebede wat ons bid. Alles van dit wat op ons geloofspad is en nou ook al die roetemerkers wat ons op hierdie pad ondergaan. Elke punt waar mens kom, waar jy dalk op 'n anderste manier oor jou geloof dink, ek wil saam met julle dit ontdek. Henry het vir my gesê toe ek hier sou kom, wanneer mens nou by 'n gemeente begin, dan is dit amper asof jy jou eie roeping opgee en jy neem die gemeente se roeping aan. En ek hoop ek kan dit saam met julle ontdek. Ek wil net eers 'n bietjie meer van myself sê. Soos ek sê, ek hoop ek kan julle leer ken en julle my ook leer ken. Ek het in Vanderbijl Park groot geword, skool gegaan, matriek geskryf daarso. Toe ja, my ouers bly nog daar. Hulle is nog daar. Hulle was laasweek hier gewees en dadelik het hulle gesê toe ons nou 'n bietjie hier so rondstap en rondry, sê hulle nee, maar hulle gaan kyk wat se erf of wat se huis hulle kan kry want hulle wil graag hiertoe trek. My suster, dit is ook sy wat daar saam met ons sit. Sy is 5 jaar ouer as ek. Sy bly nou al vir die laaste amper 6 jaar in Luxemburg, waar sy daar as 'n rekenmeester werk. Ag, sy kom so 1 keer 'n jaar, so dis altyd lekker om haar te sien. En ek sien ook uit vir wanneer sy hier gaan kom kuier. Ek weet sy maak 'n plan wanneer sy nou kan kom kyk waar ek nou bly en werk.
en wil het nou al gesê, maar ek is verloof. Ons trou aan die einde van die jaar, dit is sy wat op die skerm is. En ja, sy sien ook baie uit om te kom, om hier ook te begin bly. En dit is een van die groot redes hoekom ek bly is oor hierdie pos, dat ek kan begin 'n lewe bou hier. Ek kan nou begin inkoop in my pos hierso in dat ek nou bly. Net kort, toe ek klaar swat is, het ek vir 6 maande afgelos by 'n gemeente in Stellenbosch. En toe na dit was ek vir 6 maande in Marsland gewees. En toe nou na dit het ek nou hiertoe gekom. So hierdie is nou die eerste, ek wil amper sê voltydse pos wat ek het. So ek is dankbaar dat ek hier kan begin. Een ding wat ek ook wil noem is dat ek hakkel al vandat ek 6 jaar oud is. En lang storie kort, ek is nie nou meer skaam oor wie ek is nie. Ek is bly oor hoe die Here my gemaak het. Ek skaam nie terug, ek staan nie terug vir wat ek moet sê nie en wat ek moet doen nie. So, maar ek preek nog steeds nie, ek preek nie langer as 'n uur nie, so ek moenie dink dat ek langer gaan preek as 'n uur nie. Maar ja, soms vra ek net vir 'n bietjie geduld. As ek een ding van julle kan vra, is dat julle net saam met my sal wag. Soms is dit ook snaaks, dis deel van wie ek is. Ek maak dit deel van my beroep. Ek maak dit deel van my roeping en ek hoop ek kry eers die geleentheid om 'n bietjie meer daaroor te sê. Maar ek het so baie goed wat ek nou wil sê. Ek sal kyk of ek by my preek kan uitkom. Ek sien uit om hier te wees. Die aard van die saak is dat ek nie so gereeld hier in die kerkgebou gaan wees nie, omdat ek aangestel is met die fokus op die gesinne en die jeug, gaan ek die meerderheid van die tyd in die saal preek, maar ek weet wanneer ek hier gaan kom, dan gaan ek dit baie geniet en baie waardeer. Ek dink dis alles wat ek wou sê. Ek vra dat ons dan die toetredingslied sal sing, lied 456, loof heel die skepping, loof die Heer.
Liewe Heer, dis 'n voorreg vir my om nou vanoggend hier te kan wees. Here, ek dank U dat U my roeping en die gemeente se roeping laat kruis het, Here, en ek sien uit vir alles wat ons saam hier gaan doen. Here, ons dank U ook dat ons nou hier saam kan wees, dat ons hier in U naam kan wees, dat ons kan loof en prys, Here, en ook dat ons met afwagting kan wag op wat U vanoggend op ons harte wil kom lê. Here, ons vra dat U woord sal oopbreek vir ons. Here, en ons vra dat U ons harte oop sal maak om te ontvang dit wat U vir ons vanoggend wil kom sê. Here, ons het hierdie kers aangesteek vir almal wat ons aandink. Here, ons vra dat U met ons sal wees, Here, met wie dit nie so goed gaan nie. Here, ons vra dat hulle U liefde sal kan voel, dat hulle U liefde sal kan aanvoel en U sal kan ervaar en tog ook U sal kan sien van hoe U werk. Here, ons dink ook aan die wêreld se vroue vandag. Here, ons dank U vir die rol wat hulle in ons lewens speel. Here, vir alles wat hulle doen, vir die anderste manier wat hulle dink, vir die anderste manier hoe hulle 'n probleem benader. Here, ons dank U dat U hulle so uniek en so wonderlik gemaak het. Here, ons kom sit voor U voete neer en ons wag op wat U vir ons deur my woorde en deur die res van die diens aan ons te kom openbaar. Amen. Soos 'n blom na die son draai, soos riviere die see inloop, soos 'n boom na die hemel opreik, soos skape agter hulle herder aanloop, so rig ons hart op die Here. Rig julle harte op die opgestane Here. God Drie-enig is hier teenwoordig en ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en ook deur die werking van die Heilige Gees. Laat ons dan 'n loflied sing, lofsing die Heer, buig voor hom neer, lied 201. Die boodskap wat ek vanoggend wil deel is 'n preek wat ek al gepreek het en hoekom ek dit weer preek en hoekom ek dit as my intropreek hierso nou wil gee is omdat ek dink dit sê 'n bietjie van wie ek is,
maar nog meer as dit sê 'n bietjie meer van hoe ek my roeping, my pad met God hierdie laaste paar jaar ervaar het. So ek hoop dat julle iets daaruit kan kry, dat julle die Here daardeur kan hoor. Net kort, ek het my navorsing gedoen oor hoe 'n hakelende dominee nog steeds gaan preek, dat die gemeente nog steeds 'n boodskap daaruit kan kry. En my antwoord wat ek toe nou kry, of wat ek toe nou ontdek, is dat 'n gemeentelid moenie aandag gee aan wie hierso voor staan nie, aan wie hulle kan sien nie, aan wie hulle kan hoor nie, maar deur die prediker moet hulle vir God soek, moet hulle soek en najaag wat God wil kom sê. So net in kort, ook dit is deel van my roeping, dat ek kan preek op 'n manier wat die gemeente die Here se stem deur my dan kan hoor. Ons tekslesing is dan Lukas 19. Dit is die bekende verhaal van Saggeus. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En kyk, daar was 'n man met die naam Saggeus. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man gewees. Hy het probeer om te sien wie Jesus is, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy kort was. Hy hardloop toe vooruit en hy klim in 'n wilde vyeboom om vir Jesus te sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en hy sê vir hom: Saggeus, maak gou en klim af, want ek moet vandag in jou huis oorbly. Ek wil vandag by jou tuis gaan. Saggeus het toe haastig afgeklim en vir Jesus met blydskap in sy huis ontvang. Almal wat dit sien, het toe gemor en ook gesê: kyk, Here, ek gee helfte van dit wat ek het aan die armes. En as ek iemand iets afgepers het, gee ek dit 4voudig terug aan hulle. Jesus het vir hom gesê: vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, want ook hy is 'n seun van Abraham. Die seun van die mens het gekom om diegene wat verlore is te soek en te verlos. Ons lees tot daarso. Ons probeer natuurlik om Jesus te sien. Ons wil sien hoe hy in ons lewens werk. Ons wil sien wat hy doen en nog meer, ons wil sien hoe hy wonderwerke in ons lewe doen. Net soos wat Saggeus in die boom klim om vir Jesus te soek, soek ons hom ook, waar ook al ons is. Saggeus, hierdie kort man wat belasting vir die keiser ingesamel het wou vir Jesus sien. Jesus sien hom raak en in plaas daarvan net om hom te sien, sê hy: nee, maar ek wil vandag in sy huis tuis gaan. Jesus wil by hierdie sondaar gaan eet en ek neem aan dan nou die aand daarso oorslaap. Soos wat hulle praat, soos wat Jesus met hom praat, kom Saggeus agter, nee maar wie is hierdie Jesus persoon wat by my is? Hoe maak hy nou met my, ek wat myself as 'n sondaar sien? Hoekom is Jesus by my? Hoekom het hy gesê, eerstens wil hy by my kom tuis bly en oorbly? Die evangelie volgens Lukas en ook die handelinge van die apostels word baie keer as 'n eenheid gesien. Baie mense en baie akademisië sien die twee boeke as een boek. Beide boeke het kenmerke wat eenders is. Jesus gee ook die meeste onderrig in die evangelie volgens Lukas oor gebed. In hierdie boek gee hy die meeste onderrig oor gebed en oor hoe om te bid. Die verhaal begin waar Jesus die stad Jerigo binne
binne gaan. Dit was in hierdie tyd 'n baie groot dit was 'n baie groot stad gewees en daar het baie mense daardeur gereis. Dit was op 'n handelsroete gewees tussen Galilea en ook Jerusalem. Pelgrims het ook daardeur gereis soos wat hulle na Jerusalem toe na die tempel toe wou gaan. Saggeus se naam in Hebreëus is Zakka, wat eintlik beteken onskuldig. Nogal ironies as 'n mens dink aan die werk wat hy moes doen, aan hy wat nou die mense om die bos moes lei en hulle geld moes vat. Ook nog meer as dit, hy kon self kies hoeveel hy vergoed wou word. Hy kon sê hy kon na iemand toe gaan en die belasting neem en dan kon hy ook vir hom geld vat vir hoeveel hy wil hê. Moet dit daarom nie lekker wees om jou eie loon vas te kan stel nie en om dit by mense te kan vat. In vers 3 klim Saggeus in 'n boom want hy wil Jesus sien. Nie net enige boom nie, maar 'n vrye boom. En ek sê 'n bietjie meer oor dit later. Net in die verhaal voor hierdie het Jesus 'n blinde man genees en Saggeus het dit gehoor en hy wou nou graag sien wie hierdie man was. Hy wou sien wie hierdie een is wat iemand so gesond kan maak, soos wat Jesus se naam hom vooruit geloop het. Deur in die boom te klim moes vernederend wees. Hierdie man wat eintlik belangrik is, wat 'n verteenwoordiger van die keiser is, moes in 'n boom klim om Jesus te sien. Maar hy doen dit graag want hy wil sien wie Jesus is, wie hierdie man is wat nou deur die stad gaan kom. Wanneer Jesus met hom begin praat, som hy dan as ware die evangelie op wanneer hy sê Saggeus, maak gou en klim af want ek moet vandag in jou huis oorbly. Wanneer Jesus sê ek moet, wys hy na hoe graag Jesus dit wil doen. Hy wil baie graag by Saggeus gaan oorbly. Jesus wil vandag in Saggeus se lewe kom want môre kan dalk te laat wees. Jesus wil vandag in ons lewe kom want môre kan dalk te laat wees. In jou huis sê Jesus wil daar waar jy is, daar waar Saggeus is, wil hy hom ontmoet. Jesus wil ons ontmoet daar waar ons is, daar waar ons op ons geloofspad is, wil hy ons ontmoet. In die 1983 vir aantaling sê dit dat Jesus tuis wil gaan by Saggeus. Jesus wil in jou lewe inkom. Wanneer hy sê ek moet vandag in jou huis tuis gaan, dan is dit wat Jesus graag wil doen. Dit is wat op sy hart lê om te doen. Ons lees dan aan en lees dat die skare het gemor toe hulle sien Jesus by hierdie sondige mens tuis gaan. Jesus stel homself bloot aan die kritiek van die kerklei, want die Jode het in daardie tyd glo dat God se genade net vir hulle was, net hulle wie Jode is, mag God se genade kry en die wat sondig mag dit nie. En so breek Jesus nou dit oop en hy gaan tuis by 'n sondige mens. Saggeus kom dan tot 'n nuwe besef wanneer Jesus by hom tuis gaan. Wat vir my interessant is, Lukas het nie geskryf wat gebeur wanneer Jesus nou by Saggeus is nie. Ons kan onsself net indink wat hulle toe hy sê wat Jesus vir Saggeus sê en die teoloog Lloyd Douglas het die volgende gesprek tussen hulle twee verbeel.
Saggeus vra die timmerman Jesus, Saggeus, wat het jy gesien wat jou hierdie vrede wou laat kry? Goeie meester, ek het in u oë die weerkaatsing gesien van die gesig van die Saggeus wat ek bedoel was om te wees. Saggeus het in Jesus se oë gesien die persoon wie hy behoort te wees. Saggeus het iets by Jesus sien wat hom laat besef eerstens wie hy is en wie hy behoort te wees, wie hy kan wees, wie die Here dit vir hom moontlik maak om te wees. Ons wil vir Jesus sien. Soos Saggeus wil ons weet waarna toe ons moet gaan om hom te sien. Ons wil weet aan watse boom ons moet klim om vir Jesus te kan sien. Maar ek wil vir 'n oomblik eers wegtree van dit af en draai na hoe om ander te help om Jesus te sien. Ons leef nie in ons eie wêreld nie, maar ons leef saam met 'n gemeente, ons leef in 'n gemeenskap en ons leef saam met ander mense ook. Ek neem aan, niks sou kon gebeur nie in die verhaal as Saggeus nie in die boom ingeklim het nie. Hy sou sekerlik nie vir Jesus kon sien nie toe hy daar verbyloop. So wat is die belang dan van die boom? Wat is die belang van bome wanneer ons regdeur die Bybel lees? In Genesis lees ons al klaar van 'n boom. Ons lees van hoe alle bome geskaap is. Ons lees dan aan in die verhaal van Noag op die ark, wanneer hy 'n duif uitstuur en die duif kom terug met 'n takkie van 'n olyfboom. En ons lees ook die verhaal van Jesus waar hy 'n vrye boom vervloek. Bome het baie keer 'n betekenis. Baie keer word dit gebruik om 'n tipe simboliek oor te dra. Seders word vergelyk met die magtige volk Israel en dit is hoekom die paleis daarmee gebou word in die tyd van Salomo. Saggeus was in staat om vir Jesus te sien toe hy in die boom klim. Daarmee wil ek sê, ons moet dit moontlik maak vir ander om Jesus te sien. Ons is in staat om ander mense te help om Jesus te sien. Soos wat die boom vir Saggeus toe help om vir Jesus te sien, kan ons ook leef op 'n manier wat ander mense Jesus deur ons lewe kan sien. 'n Boom kies nie waar hy geplant word nie. Daar waar ons geplaas word, moet ons groei. Ek dink aan die woorde van Psalm 1 vers 3. So iemand sal wees soos 'n boom geplant langs watervore, wat sy vrug op sy tyd sal gee en waarvan die blare nie verdor nie. Alles wat hy aanpak, gedei. As ons 'n spreekwoordelike boom is, sal ons groei en ons sal vrug dra daar waar ons bly. Dit laat my by my volgende punt kom. Ons skor die lewende water en ook die lewende brood om te kan groei. Net met dit kan ons groei. Net met dit kan die boom van ons lewe groei. En dit kan ons net by Jesus kry. Ek dink ook aan die verhaal in Johannes 15 van die drywerstok en van ons wat die lote is en dat die wat in die Here se liefde bly die vrug sal dra. Daar waar ons in die Here se liefde bly, daar sal ons ook vrug dra. Om 'n boom te wees, gaan dit ook van ons vereis om ander mense te sien, om ander te sien wat baie keer misgekyk word. As mens 'n hoë boom is, dan sal jy ander mense ook kan sien. Ek
sluit dan af. Dit is soms moeilik om as 'n voorbeeld op te tree. Dit verg baie gehoorsaamheid om dit te doen wat die Here van ons vra. Dit vat baie van ons om op so 'n manier te leef dat ander mense vir God deur ons sal kan sien. In Johannes 17 bid Jesus die volgende woorde net voordat hy aanvange geneem word en hy sê: Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U aan my gegee het, ook saam met my kan wees en dat hulle my heerlikheid kan sien. Dit wat U aan my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, hierdie wêreld ken U nie, maar ek ken U en hulle weet dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Wat Jesus eintlik hier sê is: Here, laat mense my sien, maar laat hulle deur my vir U sien. Laat hulle my heerlikheid sien. Laat hulle my liefde sien. Laat hulle my genade sien. Maar deur dit alles laat hulle vir U sien. Dis amper asof hy vra om 'n spreekwoordelike boom te wees deur wie ander vir God dan sal kan sien. Amen. Here, dit is so wonderlik om te weet dat U ons roep om daar te wees waar ons is, dat U ons plaas daar waar U wil hê ons moet wees, sodat ons in ons eie lewe kan groei en in ons eie geloof kan groei, maar ook dat ons ander mense kan help. Here, ons vra dat U ons sal wys hoe om met ander mense oor die weg te kom, hoe om met hulle te werk. Here, ons vra dat U ons gehoorsaam sal maak, want Here, dit is soms moeilik om te doen wat U van ons vra. Here, bemagtig ons tog om U hande, om U voete, om U ore, om U oë hier op aarde te wees. Here, ons vra dit in afhanklikheid van U en ons bid dit in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ek gee dan 'n geleentheid vir die dankoffers om opgeneem te word.
Laat ons dit net aan God opdra. Here God, ons dank U dat U vir ons gee sodat ons ook aan ander kan gee. Here, ons vra dat U hierdie dankoffer sal vat daar en dan dit daar gebruik daar waar U koninkryk wil opbou. Amen. Ek kon net sê dat daar koffie en tee na die diens is, so asseblief kom geniet 'n warm koppie koffie of tee. Ons slotlied is dan Neem my lewe, laat dit Heer, lied 308, verse 1, 2 en 3. Kom ons sing net 1, 2 en 3. Ontvang die seën. Gaan in vrede in en tree so op sodat ander vir die Here deur jy kan sien. En hou vas aan die belofte van Jesaja 40 wat sê julle sal vlieg met vlerke soos 'n arend. Julle sal hardloop en nie moeg word nie. Julle sal loop en nie verlore raak nie.